Jesus lewe en is naby ons. Jesus lewe en is naby ons. Ons lees in Openbaring 17 dat geskryf, toe ek hom sien het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste lewende. Die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Vriende, hier is 'n ongelooflike paradoks wat in hierdie oomblik plaasvind. Ons sien die verheerlikte Jesus, waar Johannes en Daniel nie by kon staan in sy teenwoordigheid nie, maar dan aan die ander kant sien ons Jesus in nabyheid. Dit is 'n ongelooflike gedagte, vriende, dat hier waar hy verheerlik is, op 'n hoë troon, bo almal en bo die heelal, is hy nog steeds naby aan die wat gebroken van hart is. Hierdie selfde Jesus, wat niemand kan aankyk en lewe nie, wat ons so nou oor gepraat het, ons sien dit tot in Exodus 33, daardie selfde Here, sal my en jou nooit verlaat nie. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. Vriende, is ongelooflik om te kyk, dat Jesus nie ver is van my en jou nie. Hy is nie verwyderd van dit wat in jou lewe aangaan op hierdie huidige oomblik nie. En hier Daniel onthou en hy sê, daarna het 'n hand my gevat en my op my knie en hande laat staan terwyl ek gebewe het. Die man sê toe vir my, Daniel, jy vir wie God lief het, gee ag op dit wat ek jou gaan sê en staan regop. Ek is na jou toegestuur. Toe sê dit vir my, ek het bewend regop gestaan, hy sê vir my, moenie bang wees nie Daniel, want vir die eerste oomblik af, dat jy ingespan het om insig te kry, en jou voor God verontmoedig het, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. Daardie selfde Jesus raak vir Daniel aan. Maar nie net een keer nie, vriende, hy doen dit weer. Daniel 10 vers 6 sê, toe iemand soos 'n mens gelyk het my lippe aangeraak, daar raak hy tweede keer aan hom. Toe het hy wat soos 'n mens gelyk het, my weer aangeraak en vir my kom krag gee. Jesus, wat groot en verheerlik is, kom raak vir Daniel aan. En hy doen dieselfde in Openbaring met Johannes. Hy kom sê, moenie bang wees nie. Jy vir wie God lief het, dit sal goed gaan met jou. Wees sterk en moenie bang wees nie. Met sy regterhand vat hy aan Johannes, net soos wat hy met Daniel gedoen het. Vriende, ek weet nie of jy kan verstaan nie, maar daardie hand, daardie regterhand van Jesus, het die heelal geskep. Dit het dooies opgewek, dit het storms tot stilstand gebring, het ons gesê, dit was vir ons deurboor aan die kruis, sodat ons vandag hier kan sit. En hy plaas daar dieselfde hand wat die sterre en die 7 gemeentes vashou. En hy plaas dit op Daniel en op Johannes se skouer. En hy sê, moenie vrees nie. Vriende, dit is wie die regte Jesus is. Dit is wie die regte Jesus. Wanneer ek en jy swak is, die orkes julle kan opkom. Wanneer ek en jy swak is, versterk hy vir ons. Wanneer ons moedeloos is, dan bemoedig hy ons. Wanneer ek en jy val, dan tel hy vir my en vir jou op. En dan daarmee, vriende, kom daar gepaard 'n belofte. Wat beteken dit vir my en vir jou? Ek en jy leef nie, vriende, in noodlot of toeval nie. Ons leef nie daar in die siekte of in ons kwale nie, of vrees of in angs nie, of in mense se besluite wat nie is soos wat ons dit altyd wil hê nie. Ons leef selfs tot nie in die dood nie, want ons het gelees daar, hy tot die sleutels van die doderyk. Vriende, my en jou hande, my en jou lewe, my en jou voete, is in die hande van die eeuwe. En omdat hy die sleutels van die dood hou, het die dood geen finale aanspraak op my en jou lewe nie. Wanneer ek swak is, sal hy my en jou help staan. En hy sal een keer, soos wat hy gedoen het met Johannes en Daniel, aan jou raak. En as dit nie werk nie, sal hy weer daar wees vir jou. En weer, as dit nodig is. So wie is Jesus vir jou, vriende? Wie is hierdie regte Jesus vir jou? Hier is die vraag. Is Jesus net vir jou 'n historiese figuur? Ek hoop nie so nie, dan moet jy asseblief met ons kom praat. Is hy net hierdie historiese figuur? Is hy net 'n goeie voorbeeld vir jou wat jy elke dag wil volg? Of is hy net 'n helper wat jy na toe gaan as jy in moeilike situasies is? Of vriende, is hy jou ewige koning? Johan het verlede week met ons gepraat oor die koning van alle konings. Is hy jou regverdige regter? Is hy jou alwyse raadgewer? En is hy jou lewende verlosser? Vriende,
Daniel het aan sy voete geval. Johannes het aan sy voete geval. Wat gaan jy doen?